Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag, 13 Januarie, om oortuig te wees. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die voorreg wat u ons gee om uit u woord te kan bestudeer met hierdie studies. Ek vra as dit u wil is, liewe Heer, dat hierdie studie mag seën, dat u wil mag geskied. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Filippense 1 vers 23 en 24. Wat bedoel Paulus wanneer hy sê dat om heen te gaan en met Christus te wees, vir ewig die beste is? Ons lees Filippense 1 vers 23 en 24. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Filippense 1 vers 23 en 24. Hierdie skrifgedeelte was grootliks deur die eeue heen verkeerd verstaan. In hierdie week se skrifgedeelte hanteer Paulus die kontras tussen om te leef en om te sterf. Die Christen lewe vir Christus en mag selfs vir hom sterf. In hierdie sin is dit dan wins, want so 'n getuienis is soveel meer kragtig en oortuigend. Filippense 1 vers 21. Daar is geen twyfel dat 'n persoon 'n gelowige is wanneer hy gewillig is om vir sy geloof te sterwe nie. Maar ons moet ook erken dat die wat dood is, werklik dood is. Hulle weet niks. Hulle rus in die graf tot en met die opstanding. Prediker 9 vers 5 sê vir ons, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Johannes 5 vers 28 en 29 sê ook, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal in die grafte is, sy stem sal hoor, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Dit is hoekom Jesus gesê het in Johannes 11 vers 11, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Indien mense wat sterf onmiddellik hemel toe sou gaan, dink net hoe dit vir Lazarus sou gevoel het. Na 4 dae se vrolikheid in die paradys kom 'n engel met die slegte nuus, jammer Lazarus, maar Jesus roep jou terug na aarde toe. Jy kan nie hier bly nie. Wanneer ons dwaling logies sou ondersoek, sou ons sien hoe foutief dit werklik is. Die dood is soos 'n diep slaap waaruit Jesus sy getroue volgelinge sal wakker maak by sy tweede koms. Dan, saam met die lewende heiliges, sal hulle weggevoer word na die hemel om vir ewig saam met Jesus te wees. Ons lees 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Paulus se heengaan vanaf die teenswoordige lewe om met Christus te wees, beteken om saam met hom te ly en vir hom te sterf. Ons lees 2 Timoteus 4 vers 6 wat sê, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Dit is om sodoende die opstanding uit die dode te kan bereik. Filippense 3 vers 11 sê vir ons, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Daar is ook geen twyfel dat hy bewus daarvan was dat nadat hy sy oë toegemaak het in die dood, dat hy in sy volgende bewuswording soos in 'n oogwink Jesus sou sien, om dan saam met God se ander kinders na die plek geneem te word wat vir almal wat hom liefhet voorberei word.
Johannes 14 vers 3 sê vir ons, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. 1 Korintiërs 2 vers 9 sê vir ons, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Alhoewel hy gewillig was om vir Christus te sterwe, het Paulus geweet dat dit vir die Filippense beter sou wees vir hom om in die vlees te bly. Filippense 1 vers 24. Dis interessant dat vir die Christen hierdie beter om vir Christus te lewe of vir hom te sterwe nie so maklik beantwoord kan word nie. Paulus was van weerskante gedring, soos gelees in Filippense 1 vers 23, om te bly lewe of om in die graf te rus. Weereens, alhoewel niemand wil sterf nie, het jy al ooit gedink aan die oomblik wanneer jy sterf? Jou volgende bewuswording die wederkoms van Christus sal wees. Hoe kan daardie gedagte jou help om Paulus se denke hier te verstaan?